Goeiemôre, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar, en vanoggend kyk ons saam na Lukas 20 vers 1 tot 18. Baie verwys na hoofstuk 20 as die vraag en antwoord gedeelte van Jesus Christus. Ons staan hier voor Paasfees en gewoonlik in hierdie tyd was die lammers ondersoek om seker te maak dat daar geen gebrek gevind word vir die offer van die lam nie. En in 'n mate is dit wat gebeur hier vanaf hoofstuk 20 van Lukas. Ons sien die eerste vraag van die skrifgeleerdes, die stamhoofdes en die priesterhoofde wat gevra word aan Jesus, wat ons weet ons perfekte lam sou wees en wat gevind was om sonder sonde te wees. In vers 2 vra hulle, sê vir ons, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie is dit wat u hierdie gesag gegee het? In 'n mate kan jy verstaan hoekom hulle die vraag vra. 'n Paar dae voor dit het Jesus in Jerusalem ingekom op 'n donkie, soos voorspel deur die profete, die tempel gereinig waarin hy nou staan en hulle leer, maar die keer in stilte, sonder die geraas van handel, waar sy stem ego en waar ek glo duisende mense in die tempelgange dit kon hoor. Jesus antwoord hulle nie direk nie, want hy het geweet dat sy vraag indien beantwoord word, die antwoord sou wees. Jesus vra die vraag terug aan hulle en sê, die doop van Johannes, kom dit van God af of van mense af? Die selfregverdiging in hierdie mense, wat die woord ken, maar wat blind is van woede en oortuig is om Jesus dood te maak, laat hulle redeneer en besef dat hulle nie 'n antwoord kon gee nie, want hulle sou in beide verkeerd wees. En hulle antwoord toe, dat hulle nie weet nie. En so sê Jesus dat hy hulle ook nie gaan antwoord nie. Maar hy laat hulle nie daar nie, want Jesus vertel hulle 'n gelykenis wat nie nodig was om uitgelê te word of te verstaan te word nie. Jesus vertel hulle van 'n man wat 'n wingerd geplant het en dit aan landbouers verhuur het, en vir 'n tyd op reis gegaan het, en op die regte tyd stuur hy 'n diensdag om vrug te ontvang van die wingerd. Vir 3 keer doen die eienaar dit, en al 3 keer word sy diensknegte geslaan en weggejaag. Met soveel geduld en lankmoedigheid kan een nie sê dat die eienaar nie 'n regverdige man was nie, met lankmoedigheid gevul nie. En juis daarop besluit hy dat hy sy seun gaan stuur, want sekerlik sal hulle niks aan hom doen nie. Maar toe hulle hom sien, het hulle beplan om hom dood te maak, want dan was daar geen erfgenaam nie, het hulle geredeneer. Jesus vra hulle toe, wat sal die eienaar doen? Hy sal kom en daardie landbouers ombring en die wingerd aan ander gee, maar hulle antwoord nee stellig nie. Ons sien in vers 19 dat hierdie groep manne wat hom onvraag het, hom wou doodmaak, want hulle het geweet dat hy van hulle praat in die gelykenis. So hulle het verstaan, maar wou nog steeds nie verander nie. Wat het Jesus hulle vertel? Wel, heel eerstens, dat die wingerdeienaar God die Vader is. Dat die wingerd self verwys na Israel, want ons lees in Jesaja 5 vers 7, want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel. Die herders van die wingerd is die godsdienstige leiers van daardie tyd, en juis die met wie hy praat. Die diensknegte is die profete van God, die geliefde seun is Jesus Christus. En die ander wat hy van praat in vers 16, is die heidene wat deel kry van die verlossingsdaad van Christus. Ek dink, jy kan 'n naald oorval in die tempel na Jesus se storie wat oopgevlek word en wat in hulle harte val. Ons sien dan hoe Jesus hulle stip aankyk en hulle dan 'n gedeelte quoteer wat in Psalm 118 vers 22 staan. Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Die groep wat hom ondervra, moes juis dit doen wat 'n hoeksteen in 'n gebou doen. Die hoeksteen word gebruik om die hele gebou te anker en al die mure word van daar uitgebou. Dit is soos die verwysingspunt van die gebou. So moes hulle die volk leer en in die regte rigting stuur, maar juis hierdie hoeksteen word die verwysingspunt wat hulle verwerp het, Jesus Christus. Wat is my en jou verwysingspunt? Lewe ons daarvolgens? Is dit juis dit wat ons lewens bepaal en hou ons die gebou van ons lewens vandag gebou op hierdie hoeksteen? Vra die Here vandag dat hy elkeen van ons sal vul met die kennis van God, met wysheid en insig, want daarop kan ek en jy bou, die woord van God, Jesus Christus. Jesus sluit af met 'n waarskuwing dat daar 'n dag kom dat die lankmoedigheid van God tot 'n einde sal kom en dat mense wat die steen verwerp het, juis daaroor sal val
en verbrysel sal word. Mag hierdie woord net weer opnuut in ons harte bevestig, dit wat die Vader vir ons gedoen het deur sy Seun Jesus Christus, en dat hy lankmoedig is, en nie wil hê dat enige iemand verlore gaan nie, maar dat almal tot redding kom. Kom ek en jy gaan vandag, en verkondig hierdie evangelie. Mooi dag vir julle.